Jesus. En u gehoor wat sê Suster Ogail? U wat miskien aangaan oor u werksplek. Jy sien 'n plek waar die trane stort. Jy sien 'n plek gaan joy bring. Amen. Om te sit in die huis van die Here met 'n geknipte oor. Om te hoor wat die Gees te sê aan die gemeente. Daai siele trane wat hy gestort het, daai siele gaan blydskap trane word. Halleluja. Amen. Hy trane voel dat trane van droefheid, maar dit sal omskep word. Dis hoekom Jesus moes gekom het, sodat daar verandering, 'n transformasie kan kom, nee. Die papie, hy sê maar altyd 'n papie nie. Maar weet jy, die papie verander in 'n baie pragtige skoenlapper. Is dit so? Maar daar soms het jy opgelet, dan is ons te hastig om die skoenlapper uit die papie te haal. Maak ons hom seer. Dan maak ons die vlerke seer van die skoenlapper, want is nog nie sy tyd nie. Hy papie moet eers lê. En wanneer sy tyd is, voor 30 jaar, het Jesus maar net so saam in die span geloop. En maar net gekyk. Toe as hy nog in die papie, soos 'n papie. Maar ek sê, toe hy 30 jaar aanbreek. Amen. Toe God Jesus en Jesus sê, die koninkryk van God het na my gekom. Toe begin Jesus die evangelie te verkondig. Nou ek wil vir julle vandag sê, asseblief, julle wat nie bekeer is, julle wat hele tyd met die Here is, asseblief, ek wil vanmôre vir julle iets in die hand gee. Begin van die Jesus se lewe te bestudeer. Jesus, daar was 'n stadium waar Jesus geloop het saam met sy ouers. En hulle doen net die messiaanswerk. Toe hulle kom bekry, toe Jesus weg. Luister, ek wil vandag vir julle sê, jou Bybel gaan maak dat jy Jesus verloor. Die Bybel sê, Joseph en Maria en die geselskap, hulle het gepraat onder mekaar, wonderlik oor die kerk. Ek weet nie waaroor hulle gepraat het. Maar toe hulle weer soek kyk, toe sien hulle Jesus is weg. Wyse mense is min van woorde. Die Bybel sê, en toe moes hulle, omdat jy verloor baie tyd, as jy weer moet teruggaan, om vir Jesus te gaan soek. En as jy hom gekry het, dan gaan jy 'n bietjie skuldig voel, dan sommige mense pas nie lekker aan, as hulle teruggekom het hier. Want hulle voel, jy het die Here teleurgestel, en Satan laat jou in hy guilt, hy guilt op jou, hy sê op jou, jy kan nou nie so. Maar weet jy wat het vanoggend gebeur? Suster Kerel sê, ek is nie skuldig nie, want as die Here my vergewe, dat die Here my vergewe, het is stap vanmôre uit, het is sulke lief, amen. Jy is deel van die familie. U wat die kruis opgeneem het, u is deel van die familie. As jy Nora laat u een kant moet staan, hoe jy, ek sluit nou met die kerk aan, ek is so maar net, ek maar nou eers nou, wat is nou, sy is familie? Het jy al gesien, wat 'n kind gebore word, nee? As 'n kind gebore word, en dan sê ek, o Here, ek is nou so skaam vir my familie, vir my ma en my pa. Nee, wat so skaam? Ek gaan broodblik toe. Ek gaan yskas toe. Wat so skaam gees is die? Amen. Ons is familie in die evangelie. Amen. Kan ek maar vir julle bedien vanmôre? Amen. Ek wil vanmôre saam met die kerk praat. Ek wil die kerk bedien vanmôre. 'n baie eenvoudige tema gaan ek vir julle gee. En ek glo aan die Here vanmôre hier om ons harte op te wek. Amen. Een en elkeen van julle is welkom vanmôre in die huis van die Here. Ek wil praat vanmôre as God begin beweeg. Sê vir iemand, as God begin beweeg. Hey, as God begin. Het jy dit gehoor? Het jy dit gehoor? Het jy dit gehoor? Toe is dit nog geen tyd is. Luister, toe sê nog danke. Wat maak jy? Toe beweeg die Here. Luister, ek wil vanmôre saam met die kerk praat as God begin beweeg. Halleluja. Sê vir die naaste by iemand as God begin beweeg. Amen.
Waar we praat, pastor? Als God stilstaan. Pastor praat vanmorgen als God begint beweeg. Amen. Luister, die zeer kan nie so God gekeer het nie. Die Jordaan kan nie so God gekeer het nie. Want God wil beweeg. Daar is net een doel wat ek en u moet hê. En dit is Kanaan. En ons Kanaan is die ewige lewe. Amen. Maar al wat ons moet doen, as God beweeg, dan moet ons stilstaan. Dan moet ons beweeg. Amen. Wie kan hom keer? Toe aan die kos as hy. Toe dek die Here 'n tafel in die woestyn. God het altyd beweeg. Toe daar bitter water was by Mara. Toe beweeg die Here. Ek wil vir u sê, as God begin beweeg, wie kan hom keer? Hierdie woord wat u nodig het in die weken. If he moves, no one comes. As die Here begin beweeg, luister, dan kan die mense maar op hulle kop staan. En hulle kan maar op die dak staan. Hulle kan maar op hulle kop weer staan. Hulle kan maar skel. Maar as die Here begin beweeg, wie kan hom keer? Luister, die godsman kom met die in die leeukuil. En allemaal sê, nee wat? As klaar met Daniel. Maar ek sê vir u, toe begin God weer te beweeg. God beweeg saam met sy kinders. Amen. Die Bijbel sê in die dag was daar 'n wolkkolom. En in die nag 'n vuurkolom. Amen. Maar God beweeg. Ek sê as God begin beweeg, wie kan hom hanteer? Hulle sê in die lied, self die Jordaan, die walling aan die Jordaan. Want net toe kom God en beweeg. As die Here begin beweeg, wie kan aan die Here keer? Halleluja. Ek glo vanmorgen dat die Here vir ons optel ons gedagte dat die suiwer woord van die Here toe. Maar die woord van die Here kom in die boeke van Kolossense, hoofstuk 3, Wat sê? vers 5. Maak dood dan julle lede wat op aarde is, namelijk hoerery, onreinheid. Oké, hou vast. Ek het gedink ons is aan die moordenaars nie. Maar hier sê die Here aan ons moet doodmaak. Julle lede wat op aarde is. Hier is goed hier in ons lede wat stryd voer. Nee? Hierdie goed wil vir ons doodmaak. Maar ek sê vir u, as God begin beweeg, luister, dan maak ek die goed wat in ons binneste is dood. Kom ons kyk gou, wat voer hier stryd hier binne? Hy kom sy maar af met hoenery. Die waarom ek is met een doel hier vir die kerk. Om vir die kerk vorentoe te vat en vir die kerk as 'n heilige en 'n rein maag voor te stel aan Christus eendag. Dit is my doel. Maar hoor is dit, Jason moet begin te doodmaak. Jason moet begin te, maar pastor, hoe kan 'n mens nou doodmaak as jy nie weet? Die Bybel sê, as goed in jou lewe en in my lewe wat doodgemaak moet word. Ek wil vir u sê, moenie nou maar hy is toe gaan vat en sê, die Here het gesê, hoerery, ek moet vir jou doodmaak, af wat jy die mens as stiek hier oor die hart. Daar is die vlees. Hy sê, maak dood. Maar, hoor gou hier. Een van my susters sê vir my, terwyl sy 'n gesig kry van 'n slang in haar huis, in die weken. Luister, hierdie slang wil kom maak, wil oorvat in haar huis. Maar sy sê, sy gryp hy slang aan die nek, en sy druk hy slang, man. Sy maak dood. Nou die ding wat aan jou lede stryd voer, moet doodgemaak word. Ek het al hoeveel jong manne en hoeveel jong dokters gewaarsku en gesê, daar is my vrou getuie, sy is altyd wanneer ek bedien, in die erediens, dan sê ek vir hulle, daar is net een manier
om van hoerdery en welis ontslae te raak. En dit is vas in gebed. Hoor jy wanneer jy vas in gebed gaan, dan kruisig jy die vlees. Dan staan die gees in jou binneste op. So, jy gaan nie, as dit die mooiste ene wat jy kyk, wat omdat die kruisig so hy vlees, die hartstog, die welis, die hoerery, kruisig jy so, laat jy kan persoon kyk, maar jy kyk die persoon met, sommer prachtige persoon, maar jy kyk die persoon om te slaap met die persoon. Hoekom nie? Hoekom nie? Die ding wanneer toe jy gewas en gebid het die ding gekruisig geword. En hier iets mooi by die persoon met die doktore en al hierdie dinge wat nou navorsing gedoen het, wanneer iemand begin te vas. En hulle noem hierdie ding, ouderling, dat wanneer iemand begin te vas, en dat nog gaan niks om in die binneste om te eet vir die lichaam binnen nie, dan begin hy te eet aan die stukkies wat natuurlijk hier binnenin is, soos kanker. Hy begin hy kankercelletjies begin te eet, want daar is niks om te eet nie, nou begin hy sommer daai te eet, en die Alzheimer, hy begin te eet. So as noodsaaklik, dat ek en jy in vas en gebed moet gaan. Nou voel jy het pyn hier, maar jy gaan nooit in vas en gebed nie. Vas en gebed is automatically, jy spoel jou lichaam, jy vlas jou lichaam. Jy leef voor die Here, en as jy voel jy raak honger, dan begin jy te eet aan die woord. As jy voel jy raak honger, dan begin jy Bybel te lees. Want onthou, dit is geestelike stryd. Nou begin jy geestelik te begin te eet. Want as jy nou die lichaam wat gevoed word nie, maar as die siel en die gees wat gevoed word. So ek wil vir u sê, maak dood. Yes. Kill. Nou wat moet alles dood maak om te luister? Dan sê die woord verder, namelijk hoerery, onreinheid. Hoor gou mooi, om het eers hoerery dood maak. Jy eerste, sê die Bybel, maak dood, wat wil ons dood maak? Hoerery. Dierbaar is, daar is een ding wat u moet onthou. Satan hou af van ons as mens moet in hoerery val. Satan hou af van ons val in onreinheid. Ons mens. Om met 'n vuil lewe. Om met dronges gaan hou. Om met val in die pad met 'n onreinheid lewe. Maar die Here sê, ek wil hy onreinheid dood maak. Pastor, waarom laat ek hom dood? Ek maak my vol met die woord en die woord daar vir hom uit. Kan u onthou toe Jesus afgekom het, ouderling? Toe wat gebeur? Almal skree, Hosanna, dan sê dit hy wat kom. Toe hy by die tempel is, en toe skree die mense nou, geef ons vir Barabbas, kruisig vir Jesus. Toe draai hulle nou hulle rug op Jesus. Die selfe mense wat altyd die voorgestel het en gesê het, jy sal nooit van pastor weggaan nie. Die selfe mense draai hulle rug op pastor. Hulle sê die bulldozer moet vir my weg van die keer ding. Ja, alles weg. Die mense kom hier na die ons bediening toe en dan sê hulle die Here het my ingestuur. Net so 2 weke weg. Die man van God, die God het my ingestuur. Ek wil die man van God se arms omhoog hou. Ja, dan die man is vurig aan die Here. Ja, dit is maar daarna. As jy die man by sy seisoen is kom. Maar ek sê, dan het hy beweeg uit homself uit. Maar as God begin beweeg. Ek sê, as God begin beweeg, dan gaan jy nie nog, kyk jy, hy stel vir my te vrede. As was vir my wat hy aangeneem het nie. Ek het nie eens jammer vir u nie. Ek het vir niemand wat hier sit in jammer nie. Ek het vir niemand jammer nie, maar ek weet van iemand wat as hy beweeg, wie kan dan vir hom keer? Amen! Maar die eerste ding wat ons gekry het, as hoerdery wat ons dood
doodmaak. Die tweede ding wat hy moet doodmaak is onreinheid. Nee? Nou onreinheid praat van veiligheid. Is dat so? Onreinheid praat van veiligheid. Nou, Godheid is netheid. Is dat so? Godheid is netheid. Nee? So wanneer jy die Here dien, ek dink Suster Lorena nou die dag gesê, toe ek vertel het van die broer, as hy maar sy huis inkom, moet hy so deur die gras loop aan sy huis toe. Godheid is netheid. Op jou lichaam, netheid in jou gesprek, netheid by jou huis. Is dit so? Godheid is netheid. Amen. Wat is die volgende ene? Dan sê die volgende gedeelte, en hartstog. Weet jy, dit is een van die dinge wat gebeur in kerke, wat gebeur by werke. Daar vind hartstog plaas. Dan sê die man of hy vrou, kan my vrou of my man nie soos hy pastoor is, of soos hy broer is, of soos hy manager is, of soos hy persoon wat maar die receptionist is nie. Daar kom my hartstog op. Ek sal graag wil hê my vrou of my man moet soos hy ene wees. Ek like hy man, ek like hy vrou. Hartstog. Maar die Bybel sê, maak dood! Nou, dit is wat gebeur. Omdat jy met dood maak, wanneer jy moet altyd entertain jy hom. Nee, jy entertain hom. So, jy koester hom. Nee, en hoe meer jy koester, hoe meer voel hy veilig by jou en gelukkig by jou. Maar die Bybel sê nie, die Bybel sê, maak dood! Maak dood! Maak dood! Omdat terwyl die ding nog opstaan, of opgroei, is het makkelijk om hy ding uit te trek en te ontwortel. Maar as hy eers gegroei het, en hy staan as 'n boom, hey, dan moet hy begin een saag gaan haal, jy moet een byl gaan haal, jy moet een elektrische ketting saag gaan haal, want die ding moet nou, luister, maar wat hy net so kan gemaakt, nie wacht. Jy het nog meer werk, want jy het nie genoeg afgeslaan nie. Jy kan die eerste plek, jy het sien, maar omdat jy het geëntertain het, het hy begin te groter word, en sy stam het dikker geraak, en as jy nou net wat, nie wachie, nee, as jy maar nie wachie. Ek wil vir jy sê, dierbares, don't play with the devil, because the devil don't play with you. Toe die een broer nog so lekker gaan, en hy kom nog met die een persoon, en hy slaap met die persoon, en hy het gedink is dit een one night stand, en toe sê die persoon vir hom, dan denk ek soos hy ander girl is. Toe sê die persoon, ek wil hê dierbares, maak op julle oor. Toe hy wil weggaan, toe sê vir hom, ek gaan pille drink, en ek gaan my doodmaak, toe kan hy nie weggaan van haar, want hy is so bang, sy gaat haar doodmaak. Wees wakker, dierbares. Wees wakker. Toe sê sy, jy kan nie kan so, hy ander vrouwmense, want jy kon koppel gesit het, los vir my, jy sal sien. Jy heb drink pille, ek maak myself dood, dan was het op jou, en hy wil sê, die ding moet op hom rus. Hey, toe raak die stang aan dikker. Toe kan hy nie meer, soos die kerel die ding uitrukkie. En toe die ander broers nou nader gekom en gesê, luister, daar is ook oplossing, daar is bulldozers wat die ding kan uitkry. Ja, is gaan die ding. Maar die Bybel sê, ek wil iemand sê, maak dood. Maak dood. Terwyl jy die geleentheid het om dood te maak, maak dood. Maar jy pamper lang om. Wat is die volgende een? Dan sê die volgende gedeelte, en slegte begeertes. Slegte begeertes. Weet jy wat is slegte begeertes? Ek kan nog 'n begeerte hê, ek sal lyk om soos pastor te preek, man. Ja. Dit is 'n goeie begeerte.
Wat sê die Bybel? En verlustig jou in hom en hy sal jou wat gee? Begeertes van jou hart. Aan jou hart, nee? Goeie begeertes. Maar hier sê die Bybel, slegte begeertes. Hy moet wat gemaak word? Hy moet doodgemaak word. Hy moet ek sal vir jou wys, ek sal 'n bitter TV koop as Pastor Christie. Ek sal as niks om op 'n TV te, maar ek wil nog 'n Pastor bied. Slegte begeertes. Here, as dit in die wil is, nou sukkel u om die TV te betaal. Maar u wil nog op my wys. Ek weet nie eers hoe swaar kry u om het te betaal nie, want u wil maar dat vir my gewys het. Ek sien net die TV, as ek hang by jou kom besoek, maar ek sien nie hoe swaar kry jy om my TV te betaal. Wat is dit? Dan sê die volgende gedeelte en gierigheid. Dierbaar, kom ons staan op vas met die ding. Gierigheid. Dat is baie gierigheid. Geld gierigheid. Vrou se gierigheid. Dat is nog gierigheid. Want hy wil net hoe jy dit. Dis gierig vir geld. Dis gierig vir die man se vrou. Dis gierig. Ek bly net so gierig. Die Here sê vanmôre, maak vir broer gierig. Hy moet of 'n suster gierigheid. Ek weet nie of jy 'n suster of 'n broer is, maar gierigheid is van die duiwel af. Ek dink ek het laaste genoem by Waldewie, toe broer David so kyk, toe raak hy gierig vir hy vrou. Sy pa. En man maak dit gou dood. Maar weet jy, die mooiste van David het oorwin. Hy het berouw gehad, omdat hy gees van gierigheid toegelaat het in sy lewe. En die Here sê, om in begierigheid wat maak? Kill him! Die bosman, kill him! Maak hom dood! Het lyk my sien wat sy land die, wat vertel het van hy slang in haar huis, sy vat hy slang, sy vermorsel, sy sê, ek vermorsel hom. Geen genade. Hoe jyne gierigheid, hoe jyne so punankies. Hoe kan sy? Wat gierigheid sê, hy is punankies. Die en koekies aanbied. Hoe kan sy begierigheid? Gierigheid moet doodgemaak word. Hoe dan hy moet doodgemaak word? Al die verder wat die woord vanmorgen verklaar, moet doodgemaak word. Hy sê, maak dood. Nou as ek die ding dood maak, dan kan ek sien hoe beweeg die Here. Nou raak sy kwaad. Sy kan nie sien hoe beweeg die Here nie, want hy koester die goed. Want hy moet hom aandag gee aan die ding, terwyl die Here begin beweeg. Sy sê ook, joh, kyk hoe staan hy suster op, hy suster getuig, hy broer getuig, sy sal hier met gierigheid. En die Here sê, maak hom dood, sodat jy kan sien hoe beweeg die Here. En weet jy, hoe kwaad raak 'n mens, wanneer jy sien anders, die Here beweeg vir anders, maar nie vir jou nie, dan raak jy kwaad. Dan sê die Here soos vir Kain, waarom hang jou kop, jou hoof? Is daar dan nie vergoeding? Is daar nie verhooging as jy goed doen nie? Hy sê, kyk, die sonne lê. Ek like 'n gedeelte. Sy lees, ek like 'n gedeelte. Hy lê. Die sonne lê. Suster Moos, die sonne lê en loer. En dan sê die Bybel en sy begeerte is na jou. Dat sê hulle ook. Hy sê Selena Moos, hou was soos 'n nooi. Hulle sê sy hou was soos 'n nooi. Luister, as sy haar handsakkie oorgegooi het. En sy sê, as God begin beweeg, en sy stap so met 'n handsakkie, en sy stap so aan my, en hy staat nie meer nog 'n tera. Luister, as skoene raak nie meer vuil, as skoene raak nie meer vuil nie.
nooit. Jullie kan maar zeggen wat jullie willen, maar het weet als God begint bewegen. Wie kan dan keren? Amen. Wat zeg je verder, betekent? Dan sê die woord verder. Wat afgodendienst is. Dan sê vers 6 verder. Wat is afgodendienst? Wat is afgodendienst? Hey, Heere, mijn God, ja, die kerk gaat verloren met een afgod in zijn hand, namelijk die cellfoon. Een afgod is een God wat je meer aandacht geeft als voor God. Dat is een afgod. Jij geeft meer aandacht aan die ding als wat je voor God. Dit is een afgod en hij, God, gaat je in die afgrond. Hoor wat is zijn naam? Afgod. Maar daarom zei hierdie ding ouderling. Ek sla my oor nie naar my afgod toe nie.